Hi, dis Christie Kolberg vir die George Herald en ek is vanmiddag hier saam met Charles Pretorius. Hy is ER24 se takbestuurder in die Suid-Kaap. Charles, julle het verlede Saterdag aand was daar 'n bietjie van 'n insident in Blanco met een van julle ambulanse. Kan jy vir ons 'n bietjie uitbrei daarop? Ja, die span het 'n oproep ontvang vir 'n 2 maande oue babatjie in daai area wat ons praat van as die skiem. Babatjie met asemnood. Op pad na die oproep toe is hulle voorgekeer deur 'n groep van plus minus 15 jonges wat in die pad gestaan het. Toe die ambulans hulle probeer verduidelik het hulle op pad is na noodoproep en wat die situasie is, waar die groep hulle nie deurlaat nie. Tydens die gesprek en tydens wat hulle verduidelik het van hulle begin om teen die ambulans te stamp en te slaan. By bestuurder van die voertuig het besef hy's in 'n moeilike situasie en met die eerste opening wat hy gekry het om weg te kom, het hy dadelik deur die groep gejaag om weg te kom. Hy het ook die paniekknopie op die radio geaktiveer wat vir ons beheerkamer laat weet dat daar is 'n noodtoestand. Van daar af het hy voortbeweeg, hulle het 'n alternatiewe roete gaan soek en toe by die pasiënt uitgekom, hulle die pasiënt saam met die maag gelaai en onmiddellik uit die omgewing uitbeweeg. Hulle het hulle behandeling in die ambulans toegepas en nie op die toneel rondgehang of tyd gemors daar nie. Die idee was om so vinnig as moontlik uit te kom na veiligheid en die babatjie by die hospitaal te kry. Charles, daar was al baie soortgelyke voorvalle in die Wes-Kaap gewees en hierdie een was nou volgens inligting wat ons het, was dit die eerste een in die Suid-Kaap. Sê gou vir my, hoe gereed is julle en julle bemanning vir situasies soos dit? ER24 nasionaal het 'n kursus wat die ouens doen en dit is al verpligtend vir al ons ouens wat op die ambulanse werk. Die kursus word genoem die EMSHI kursus, dis Emergency Medical Services in a Hostile Environment. In daai kursus word die ouens geleer op voorbereiding om kalm te bly, situasies te identifiseer en heeltyd hulle 'n weg oop te sien om uit so 'n situasie uit te kom en self veilig uit die situasie uit te kry. Hulle kan ook met daai opleiding kan hulle ook die polisie byvoorbeeld assisteer tydens onluste en goed, want hulle word ook opgelei in die gebruik van gasmaskers en onluste beheer. So tydens daai situasie, ek dink wat gebeur het is Michael, wat die bestuurder was van die voertuig, het besef wat die situasie is en sy opleiding het ingeskop, want hy het dadelik besef hy moet kalm bly, hy kan nie reageer op die aggressie van die groep nie. Hy het geobserveer, hy het aanhou kyk totdat hy 'n opening gesien het en hy die opening gebruik om veilig weg te kom, homself en sy kollega uit die situasie uit te kry. En soos ons ook hulle leer is om hulle radio's ter alle tye, om as hulle die paniekknopie druk, radio's aan hulle as persoon te hou, want daarvolgens kan die beheerkamer hulle volg en op 'n tracking sien presies waar hulle is, want die voertuig het 'n tracker in, sowel as die radio wat hulle hou aan hulle persoon. En ja, en dis soos jy vroeër gesê, dis fantasties dat hulle voortgegaan het met die call soos julle dit noem en nog steeds die babatjie gaan help het ten spyte van wat met hulle daai aand gebeur het. Ja, absoluut. Ek dink dit getuig van die karakter van die personeel wat ons het hier in die Suid-Kaap, dat ongeag die omstandighede dat die pasiënt is en bly hulle eerste prioriteit. En sê vir my Charles, watter stappe het julle geneem nou? Jy het gesê julle gaan slegs nou weer in daai area inbeweeg met polisiebegeleiding, as ek dit nie mis het nie. Kyk, ons gaan nog steeds aanhou om die hele gemeenskap te dien. Ons kan nie weier om nou 'n oproep te gaan doen in 'n area nie. Maar wat ons wel gaan doen is om die veiligheid van die personeel te verseker, sal ons sekere areas wat ons geïdentifiseer het as rooi areas, sal ons met die polisie opvolg, dat indien ons 'n oproep daar kry, dat ons die polisie kry op 'n sekere punt en die polisie sal ons begelei tot by die pasiënt. Indien dit selfs dan nie veilig is nie, verwag ons van die polisie in 'n samewerking wat ons het met hulle, dat hulle sal ingaan en die pasiënt vir ons bring tot 'n punt waar dit veilig is, sodat ons nog steeds by die pasiënt kan uitkom. Fantasties, baie dankie. Dankie.